ek sing of moet ek net sê? Ja, let in die hart, kom. Ons Nie dag. daarvoor. Goeiemôre, good morning, hoe gaan dit? Lekker met julle. Lekker. As vir alles jy so begin sing, Pieter, op 'n Ek kan net Woensdagoggend. seker maak, moet ek hom nou 'n bietjie meer saaklik vat. Goeiemôre, good morning. Nee. Kyk, ek het nog nooit, ek sê dit weer, ek het nog nooit iemand ontmoet wat elke oggend met 'n lied in die hart opstaan nie raas. En dit is vir ons Pieter. wonderlik, Pieter. Baie dankie julle. So staan ek met hom op en so gaan lê ek met hom in die aand. Dit is aansteeklik. Nou, goeiemôre en welkom by ons program. Ons is so opgewonde om julle vandag by ons te hê of saam met ons te hê. En daar lê soos altyd heerlike gesprekke, uit die maag lag oomblikke en lekker inspirasie ook voor. Ja, so word gemaklik, ontspan en maak gereed vir 'n propvol program. So gepraat daarvan, Pieter, wat kan ons verwag? Julle baie kort kragtig bly ingeskakel net waar jy is. Nee, ek wag. Ons gesels met Johan Kotse van Agri SA oor die impak van die back-and-closure pandemie. Henok Connery gee wenke oor hoe om jou lewe vir die nuwe jaar reg te ruk. Dirk Groewe wys ons hoe ons kinders kan leer oor geldsaake, Arno gesels oor die sportdinge. Ons gaan ook 'n bietjie teater toe met die produksie Sopper vir een. Ons bespreek die nuutste neigings van bruide en vir bruide. Ons gesels ook met die skeppers van die Suid-Afrikaanse, dis 'n baie mooi animasiefilm, David. Ek weet nie of julle hom al gesien het nie, maar baie goeie reviews en baie suksesstorieetjies, kan nie wag nie. En dan die sanger Jacob Swan of Jacob Swan. Is dit Jacob of Jacob? Jacob Swan. Jacob. Jy sien, ou Petrus wil nou hierso weer vir Jacob kom hallo sê. Jacob Swan kom sorg vir musiek. Sy. I have a big question for you. You would have seen this all over social media. Where were you in 2016? Ja, wil jy hom so ver terugvat? Ja, 10 jaar. A decade back. Where were you? Ek het nie besef dit is 10 jaar terug. Ja, Ek het dit my is, verder nee, dis teruggevoel. vreemd. Okay, 10 jaar terug, ek kan nie onthou nie. Ek weet nie, besig met kinders wat op die laerskool is, Ja. dalk besig met 'n TV-program iewers of op 'n verhoog gesing. Ja. Ek weet nie, ek kan nie so onthou nie. Elsa, die oom en tannie, ons weet waar ons was. Waar was jy? Op die hoërskool? Nee, ek wens. Ek het by 'n ander ontbyttafel aangesit. Wow, okay. Okay, Jy, Ras? ek was ook ek het 'n entertainment show gedoen in die aande en ek was reeds op Jacaranda al vir ek dink 4 of 5 jaar al. Is dit al so lank, Roos? Ja, so reg so. Hoekom vra jy? I did ask you about where you were, but we've got proof about where we were. That's me in 2016. Rosie. That is my first half marathon Wow, that I did. I was so chuffed with myself. Look how skinny I am. Yo, skinny met link. Pieter, ons het 'n foto van jou ook Is van het? 2016. Kom ons kyk, waar was ek Pieter sien. Koen Daar op die sien. stel van Jukebox. Kyk net, daar is die vloerbestuurder David en nou Jannie, die toy staan ook daar agter in die agtergrond. Hy het nie geweet moet hy in of moet hy uit nie. Ja. Jou hare was hoog. Ek het toe nog baie meer hare gehad, ja, maar jy weet, Dit het 'n lekker elevation gehad en Elsa, jy was by 'n ander ontbytprogram, so jy was Ja, jy was besig- maar dit is egter nie die foto wat ons gaan deel nie. o, Die een wat ek in aangestuur het. Ek was op die strand gewees. Ja. heerlik, wonderlik. So, 2016 is a year that left a permanent mark on pop culture. Skinny jeans dominated the streets, chokers were everywhere, and Kylie Jenner's lip kits felt more valuable than cash. Selfie sticks were essential, makeup was bold and unapologetic, and it was also the year that Beyoncé released her genre-defining album Lemonade, while Rihanna gave us Anti, the last studio album that she's given us so far. We've waited 10 years, Rihanna. Kom nou. Ons soek nog musiek. Now, a decade later, 2026 has arrived with a strong sense of nostalgia, and social media has been flooded with the 2016 challenge, which is a viral trend that encourages users to share photos and memories from 10 years ago. Soos wat Pieter gesê het, ek kan nie glo 2016 is al 'n dekade terug nie, en mens kan sien hoeveel of hoe min eintlik in die 10 jaar verander het. It's really, really strange to see what a decade ago, what we looked like, what we were doing, what we were interested in. Ek het wel 'n paar lyntjies nou hier onder my oë in vergelyking met 10 jaar gelede. En ek het 'n foto van Annie gesien. Dit lyk of hy niks verander het nie. Hy lyk presies Net soos dieselfde. wat ons hom sien vandag. Jy lyk nie 'n dag ouer nie.
Ek lyk net 'n dag dikker, maar dit is Nee, stop dit. Stop Nee. Stop dit. Dit is 'n grappie. Dit is ernstig waar 'n grappie. Maar yes, it's nice to reminisce and it's nice to look back, see how far you come and see how far you still want to go and things you want to achieve. Ons het dan nie my foto gesien nie, maar ek beloof julle ek het een gestuur. Hoekom was Ons jy het, nie op dit die was bus? reg aanvanklik aan die Aan die begin. begin. jy Okay, sien. ek het hom gemis. Alright. Dit was die G-string, maar hulle het jou net van voor af 'n fotootjie geneem. Okay. Nee, maar goed. Kom ons beweeg aan. Gaan jy nie hoe rooi word die vange skeer. Alright, waar is jou droomvakansiebestemming, Razi? Maldives. Ja, was jy al daar? Nee. Ek ookie. Sou graag wou. Italië. Italië. Pragtig, in Italië het verskeie plekkies. Ek het my droomvakansiebestemming hierdie jaar was rondom die tuin. Rondom die huis, Tuinroete. tuinroete gedoen. Maar hoor gou hierso. Teen 'n baie buitensporige bedrag kan jy nou 'n vakansie bespreek in die buitenste ruim. 'n Buitensporige bedrag vir 'n vakansie in die buitenste ruim. By die wêreld se heel eerste maanhotel. GRU Space, 'n onderneming gebaseer in Kalifornië, het begin om depositos te aanvaar van mense wat eerste wil wees om in 'n hotel op die maan oor te slaap. Die maatskappy is deur die 21-jarige Skyler Chan gestig en beoog om die wêreld se eerste maanhotel teen 2032 te open. Die finale prys vir 'n kamer is nog nie bekend nie, maar volgens Chan sal dit meer as 10 miljoen Amerikaanse dollar kos. Die goeie nuus is, jy hoef nie alles vooruit te betaal nie. GRU Space vra tans depositos van tussen 250.000 en 1 miljoen dollar. Ag, wat, dit is niks. Wat hierdie projek uniek maak, is hoe hulle dit wil bou, en plaas daarvan dan om boumateriaal maan toe te stuur, beoog hulle om robotte te gebruik om boustene uit maangrond te vervaardig. Bouwerk word tans vir 2029 beplan, mits alle goedkeurings verkry word. Volgens Chan kan dit beteken die projek bekostigbare en toekomstige dingetjies wat al kyk, luister, ek kan dit nie glo nie. Ek lees hierdie storie, maar dit voel net vir my niks maak sin nie. Wil hierdie ou sy geplan met die maan? Nee, kom ek sê vir jou so, ek weet hoekom jy lag, want daai is klein geld vir jou natuurlik. Asseblief tog in die wêreld. So jy kan die res van die span borg. Ja. En ek dink dan gaan vervaardig ons 'n insetsel. Dit klink vir my na 'n uitstekende plan. Ek het nie daai groot lottery gewen wat jy gedink het nie, maar ja, sekerlik sal ek dit. Hoorie, maar kan julle dit glo? Hoe interessant is dit? Sal jy wel maan toe gaan? I'm not going to pay a deposit for something that I don't know Yeah, it's is a gonna happen. definite thing that's going to happen. Because now they want to use robots to get the moonstones out of the ground and all of that. That klinkt vir my na 'n pipe dream. So, as soon as someone's been and can prove that it's happened, and if I have a spare $1 million or $10 million lying around in my back pocket somewhere, then I will go. But up until it's proven Maar that jy it's weet, actually daar is- happened and someone's been, I'm is- keeping my $10 million to myself. Daar is superrykes vir wie dit nou soos 'n R10 is nou Ja. vir jou. Beslis. Wat gaan sê? As dit nie was vir die finansiële deel daarvan nie, dink ek sou enige iemand graag 'n draai op die maan wou gaan maak. Ek dink dit is iets om te beleef. Ek dink ook so. Ek het te paar veel en te selfies. vrees, baie dankie. Ek sal nie in daai masjien klim om Sal jy nie as jy bang? Sal jy nie? Maan toe gaan nie. Ja. Not hell. Ek bly net hier op Moederaan. Wel, terug op eie bodem. Ek gesels net hierna met die uitvoerende hoof van Agri SA oor die impak van back and closure wat ons landbousektor in die stadium lam lê. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning en ons is nou weer terug. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. We're gonna be alright. Let's go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher. Let's go higher. Let's go higher. We're gonna be alright.
Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg. Leef verliefde steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek na Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Welkom terug. Back and Closer beïnvloed die landbousektor al vir 'n geruime tyd. Die uitdaging het ook 'n groot emosionele impak op boere. En ek gesels nou met die uitvoerende hoof van Agri SA, Johan Kotse. Johan, baie welkom hier by ons. Ja, baie dankie, is lekker om hier te wees. Hoe sou jy die huidige situasie in 'n neutedop opsom? Ja, ek dink is 'n ramp en ek dink wat mense daarmee bedoel is dis letterlik groter as wat ons gewoond is aan. En ek dink die intensiteit daarvan, hoe vinnig dit versprei en by plekke waar dit nog nooit was nie. Ek dink dit het 'n geweldige impak spesifiek op die bedryf self. So ek dink om een ding daaroor te sê is dis iets wat ons nie gewoond is nie. Onthou, dit is iets groter as wat ons beleef het in die verlede, wat ons ooit al beleef het. En ek dink hierdie grootsheid en die intensiteit daarvan het 'n gewellige impak op ons. Goed, nou moet 'n mens natuurlik uitkom by die emosionele impak daarvan op boere, want ek het ook berigte gelees rakende 'n noodlyn wat nou beskikbaar is na aanleiding van boere se geestesgesondheid. Ja, dit is nie maklik nie. Ek vir jou sê as jy my 2 minute langer praat, gaan ek ook huil. Jy moet onthou, ons wat boer en wat op 'n plaas is. Weet jy, ons diere het name. Ons gee ons trekkers name. Dis deel van ons familie. So dis swaar. Dis swaar. Ek vir jou sê ek het gister met mense gepraat, dan sê die ou vir my, weet jy, ek het met mense gesit, hulle kan nie skoolgeld betaal nie. En ek wil vir jou sê, jy moet onthou, die kleiner boere word baie sterk daardeur beïnvloed. Want onthou, sy mens en end is dit wat hy het. So dis nie net 'n kwessie van die groot boer nie, en ek vat dit nie weg van groot nie, maar dis regtig van klein tot heel groot. En hierdie virus ken nie jou naam nie. Hy weet ook nie hoeveel geld jy het nie, hy weet ook nie waar jy bly nie. So niemand is gespaar hiervan nie. So 'n gewellige impak op die boere. En is dit nie nou al teen die tyd 'n nasionale ramp nie? Dit is 'n nasionale ramp. Ek dink ons moet pas op waarvoor ons vra. Ek weet minister Steenhuisen het gevra dat ons wel dit 'n nasionale ramp maak. En ek dink mense vir jouself sê, hoekom wil jy dit 'n nasionale ramp maak en gaan die uitkoms daar wees? Ek dink wat wel belangrik is om dit 'n nasionale ramp te maak is om letterlik die impak daarvan te verduidelik en dit te wys. Dit is al so ver nasionaal dat jy dit eintlik nie anders te kan noem nie. Dat jy dit wel 'n nasionale ramp moet noem. Ek dink vir ons as boere is die vraag, hoekom wil jy dit 'n nasionale ramp afkondig en wat is die uitkoms daarvan? Ja. En dit gaan baie terug na wat ons gehad het in COVID. Baie dieselfde konsep en dat mens miskien ook op 'n ander manier dink oor hoe jy goeders doen. Onthou,
as jy in 'n normale omstandigheid is, dan verg sekere protokol verg vir jou hoe jy optree. Maar as jy in 'n noodtoestand is, in letterlik in 'n ramptoestand is, dan moet jy uit die boks uit dink. Dan moet jy op sekere maniere optree om dit wel te beperk. En ek dink dis wat ons as boere graag wil hê. Ek gaan nou hierdie vraag vra want ek meen wanneer jy mens kyk na hoe die departement van landbou die situasie hanteer, ek weet sommige mense voel daar's nie genoeg duidelikheid na aanleiding van wat die stappe behels nie en hulle sou dalk net 'n bietjie meer inligting wou hê. Veral rakende datums en sovoorts ook. Hoe dink jy word dit hanteer of bestuur? Ja, so ek dink ons kan, en ek dink dis gewoonlik die probleem waarmee ons sit. Ons begin teen mekaar beklei in plaas van beklei teen die virus. Want ons is in 'n emosionele toestand. Dit maak nie saak wie daaroor dink nie. Ek dink die staat het al reeds baie reg gekry deur die privaat sektor in te bring en toe te laat om deel te neem in 'n proses wat eintlik net staatsbeheerd was. So, maar daar's baie werk wat nog steeds gedoen kan word. Ek persoonlik dink ek uit Agri SA oogpunt uit, dit help nie om te kritiseer nie. Ek dink ons moet sê wat verkeerd is en daarmee deel, maar ons moet nou by 'n punt kom om te sê wat is die oplossing? En ek dink die eerste ding is om te sê dat om te vaksineer, om te vaccinate, is nie die enigste oplossing nie. Want onthou selfs dit om ewe skielik 14 miljoen dosises te maak, nêrens in die wêreld gaan jy dit kan doen nie. So ons sit in 'n tydsgleef wat ons druk. Maar wat jy wel kan doen is, wat kan ek doen op my plaas? En daai hoop moet jy begin teruggee. So ek dink die kommunikasie op hierdie stadium is nie goed genoeg nie en ons sal baie beter moet kommunikeer. En wat ons ook sal moet doen is ons sal mense moet hoop gee, ten spyte van die verlies wat ons het. En nie valse hoop nie, maar mense bemagtig om homself te kan bemagtig. Ja. En dit gaan verby kritiek. Ek dink dit is 'n ander gesindheid waarmee ou werk. So die staat het al reeds baie goed gedoen. Die staat het ons baie gefaal ook. Maar nou is die pad vorentoe om te sê hoe doen ons dit saam? Ja. En wat moet ons doen om hier oor te kom? Johan, ons het so 'n minuut oor, maar ek hou altyd daarvan om met jou te gesels want ek dink jy kan emosioneel ook wees oor sommige kwessies wat wel emosionele kwessies is. So wat is jou boodskap vanoggend aan ons boere? Ek dink ons het 'n gewellige hoop op die staat. En dis amper of as die minister nie hierdie doen nie, dan is ek gedoem. En ek dink mense moet terugbeweeg om te sê, weet jy, om te vaccinate is een manier om hierdie virus te beklei, 'n baie sterk manier en ons het nie meer 'n keuse nie. Maar wat kan ek as Johan op my plaas doen? Ek het 'n ou man gehad saam met wie ek gewerk het, ou Jafte, wat eendag vir my gesê het, onthou, die president het reëls en hy sê iets. Maar as jy jou deur toe maak, is jy die president van jou huis. En ek dink, en so swaar as wat mens dit is die woord wat ou eintlik moet hoor is om te sê, is my huis in orde. Is ek seker ek kan myself beskerm so ver as ek kan, en dis waar jy begin. Elke ou begin voor sy eie huisie vee. Elke ou begin sy eie ding doen. En weet jy, ons werk so hard ons kan met die regering om te kyk hoe kan ons 'n groter kontingent regkry. Maar begin by jouself. En dan begin nou hoop kry want dan besef jy maar daar is iets wat ek kan doen as 'n individu. Al is dit klein, ek kan myself help. Ek kan tot in 'n mate hoop kry deur dit wat ek doen. Johan, baie dankie vir daai positiewe boodskap. Baie dankie. Goed, as een van jou nuwejaarsvoornemens was om jou huis beter te organiseer, moet jy nêrens heen gaan nie, want net hierna gesels ons meer daaroor. Jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning en jy is ook welkom om 'n draai te gaan maak op ons YouTube kanaal om weer na al hierdie interessante gesprekke te gaan kyk. Ons is nou weer terug. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation.
Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Baie van ons is skuldig daaraan dat ons dikkies en daadjies opgaar voor jou ooitfees spandeer. Jy al jou vrye tyd aan dieselfde dikkies en daadjies om hulle af te stof en te herringskik. Man ja, wat jy goed in trek se Henk Conry kuier in die ateljee om 'n paar wenke te deel sodat ons almal bietjie beheer van ons ruimtes kan neem. Henk, goeiemôre en baie welkom hier by ons. Dankie, lekker vroeg, maar altyd lekker om hier so te wees. Ek is so bly jy goed gevat en getrek hier na ons toe vir vanmôre. En dit is nie ver nie, by om die draai, so dit was heerlik geweest. Net so in kort, net so 'n bietjie agtergrond. Wie sê jy, waar kom jy vandaan en hoe het jou pad gekruis nou uiteindelik om mense se spasies en mense ook 'n bietjie net na beter levels toe te vat? Ja, ek dink ek was altyd iemand wat gehou het van storie vertel en veral die transformasie wat saam met dit gaan. So as jy kyk na wat jy goed in trek, is dit om spasies te transformeer of op Dr. Nou gaan dit oor die fisiese. En dis wat vir my beautiful is, om mense weer te kry om trots te voel oor hoe hulle lyk en waar hulle bly. Ja. En jy is ook seker een van daai as jy by 'n spasie instap, 'n kantoorspasie of 'n spreekkamer of dit of wat dan dink jy, ek sal 'n bietjie hier verander, ek sal 'n bietjie daar doen. Gee dan so 'n bietjie raad net so vinnig oor die toonbank of so. Ek die deskundiges wat die shows doen, hulle is eintlik die experts, maar mens stel nou maar so dingetjie hier so natuurlijk, op so leer. 'n paar jaar wat ons dit gedoen het. So, maar nee, ek dink mense moet maar hulle ding doen en happy wees in hulle spasie. Jy sê ook dikwels vir klein veranderinge kan groot verskille maak in mense se lewens. Het jy 'n voorbeeld van so 'n klein aanpassing wat mense al gemaak het of iets wat vir hulle regtig 'n impak gemaak het op hulle lewens? Ja, Pieter, ek dink mense dink as hulle hoor van opknappings, dit gaan duur wees, dit gaan duisende rande wees en al die goed, en dit is nie altyd die geval nie. Ek sê altyd begin klein en begin net. Ja. Jy weet, so of dit is om lig in te bring, natuurlike lig in 'n spasie of net 'n bietjie verf. Verf is jou beste vriend. Dit maak enige ding baie mooier lyk. So begin net klein, maar doen dit. Ja. Ek dink is altyd net, ek dink daai groot oorweging want 'n ou dink ook, jy weet, van uitstel kom afstel letterlik. Absoluut. Letterlik, maar as 'n ou net klein begin. Jy sê ook dit gaan nie net altyd oor die liggaam nie, net dit raak ook oor hoe ons voel en dink en hoe sien jy dit skakel dit, jy weet, in mense se kop, hart en die ruimte waarin hy of sy leef bymekaar in alles. Ja, ek dink dit doen definitief. As jy kyk na jou spasie, jy weet as dit chaoties is, voel jy ook sommer chaoties, né? So ek sê altyd maak seker jou spasie is mooi en dit is alles is op sy plek, alles staan waar dit moet, want ek meen ons almal het crazy lewens. En wanneer jy by die huis kom, dan wil jy hê jy kan net ontspan en jy weet en dit moet jou spasie wees. Is. Ja, pak jy goed weg wat rond staan. Werk jy makliker met mense wat so 'n bietjie van 'n compulsive disorder het, met ander woorde OCD of so het, jy weet, ek is nogal ou, elke ding moet op sy plekjie of dit wees en ek soek 'n skoon lesenaar goed, maar die res van my gesin nie noodwendig so as jy sal hierdie ding laat lê of daar, jy weet, met wie werk jy dan makliker om daai spasie uit te sorteer, sê jy sê? Dis baie moeilik, dis definitief moeilik, want ek hou ook van, alles moet weg wees, my kombuis is oop, jy weet, daar's nie goeders op my countertops of skoon, vat dit weg, ek wil al hierdie klatter sien nie, so ja, dit kan altyd 'n storie wees, daarso by die kantoor, wanneer almal nie dieselfde kyk en voel nie, maar ja, so ek dink dit is vir my belangrik om seker te maak, alles is mooi, clean en weggepak. Selfvertroue is natuurlik ook 'n interessante ding en dit kan iemand heeltemal anders te laat optree. Wat het jy geleer oor hoe 'n mooi funksionele leefruimte mense se selfvertroue kan versterk? Dit is so interessant, eintlik. Ek het al gesien op Wat Jy Goed in Trek of op Brenner Race, my oormaak shows, dat mense sê, hulle gedink hulle is nie so sosiaal nie,
tot hulle spasies oorgedoen het en nou nooi hulle mense oor, mense kom kuier by hulle en hulle is ewe skielik meer sosiaal. En is dit nie amazing wat jou spasie nie net doen aan hoe dit lyk en esteties nie, maar hoe dit die impak het. Ja, so dit is wat vir my amazing is om dit te doen. En dit dra nogal by nie, want as jy ook by iemand gaan kuier en die spasie is nie vir jou so environmentally friendly soos wat 'n ou gemaklik voel in 'n oop spasie of 'n bietjie meer gestruktureerde spasie, dan voel jy ook nee, ek wil eerder weer by 'n ander ou gaan kuier as wat ek by die een gaan kuier. Exactly. Ja. Of kom ons gaan koffie shop. Ja, baie beter vir daai meeting. Die dieetjies en daaietjies wat ek ook na verwys het na goeders. Soos wat sal dit tipies wees? Is dit net maar daai kaggelgoedjies wat 'n ou sê baie van die tannies nie van ontslae kan raak of wil raak nie, of is dit maar net goed wat regtig onvanpas is in ou se spasie? Ag, ek dink dit gaan oor sentimentaliteit. Daar's baie mense wat sê hulle is so attached aan hulle goeders wat hulle het en hou dit. As dit jou gelukkig maak, dis jou spasie, doen wat jy wil. Maar ja, daar is 'n paar goedjies wat ek al agtergekom het deur die jare wat ek die opknappingsshows doen wat ek gegaan het van. Ja, kan ons hierdie net vir die show miskien before and after wegsit, want ek dink dit is 'n klein bietjie baie, maar dit is tog endearing om te sien wat mense belangrik vind. Hou jy kontak met enige van daai mense net om te sien of hulle spasie wel nog so gebruik jare wat later. Absoluut. Kyk, ons het al baie die geval gehad omdat ons sê nou maar opdaag en daar's so 'n oranje muur of iets soos dit en ons sê, kan ons dit asseblief oorverf, miskien dit 'n bietjie neutraal maak en dan is dit 'n groot nee, ons kan nie, maar okay, doen dit want julle wil tog die huis verkoop, so dit maak sin. En dan kry ek foto's 'n paar maande later. Kyk, ek het getrek, ek bly in my nuwe huis en hierso is my oranje muur weer. Asseblief kan ons maar weer kom kuier vir julle. Exactly. Hoor jy werk ook met gewone mense en hulle stories. Wat het jou al verras hoe mense reageer wanneer hulle deur daai groot veranderinge gaan? Soos jy's nou wat ons sê, van 'n oranje muur na 'n bietjie meer. Ek dink die idee is mense dink die reaksies kom in by wanneer hulle die groot nuwe kombuis sien of sê nou maar as hulle kyk in die spieël na die estetiese medisyne wat ons gedoen het op Dr. Nou. Maar eintlik gaan dit oor die waardigheid, want dis wat ons probeer doen. Ek dink op die pad wat ons stap, vergeet mense baie keer, you are worthy. En my werk as die aanbieder en die vervaardiger van my program is om seker te maak my deelnemers besef dit. En wanneer dit klik, is dit die ongelooflikste realization en ek dink dit is waar die transformasie vir my regtig lê. En hoe mense se uitkyk ook net van daar af vorentoe verskil, nê? Absoluut. En dit kan net se klein wees wat ek miskien nie sal optel nie, maar jy voel byvoorbeeld verskriklik selfbewus oor 'n sekere ding en as dit reggestel is, dan verander die mense se lewens. Veral wanneer ek sien op Dr. Nou, ek sal 'n pasiënt ontmoet en ons sal hierdie 3-4 maande saam stap en op die einde is dit hierdie verskriklike ontpopping. En dit is wat dit so die moeite werd maak. Dit gaan nie vir my oor die estetiese goed wat ons doen nie. Dit gaan oor wat hier binne is. Ja. Dit klink vir my baie lekker. Ek dink ook net jy is seker self 'n groot aanhanger van daardie tipe shows. Jy weet in Amerika en goeders is hulle ook lief om hierdie reality tipe van goeders te doen. Absolutely. Maar wat if ek kan nie aksent doen nie, maar I can try. You can try me. You look the part, you better sound the part as well. Net so vinnig en kort om af te sluit, wat lê voor? Nuwe projekte waarmee jy doenig is? Yes, very exciting. Hierdie jaar nuwe seisoene, seisoen 13 vervat jou goed in trek. Beautiful. Nou is seisoen 8 en daar's 'n paar verrassings op Dr. Nou wat wag. Ek gaan nie te veel sê nie, maar hoekom ons hoef nie net seker in Suid-Afrika te bly vir die opknappings nie. Hoekom kan ons hier 'n bietjie global gaan nie? Sprei nie. Daai klink lekker. Maar wink wink. Henk Henry, kyk uit vir hom. Baie dankie vir die inloer in die kuiertjie. Bly ingeskakel want net hierna is dit tyd vir jou geldsake. Van die dieetjies en die daadjies na 'n voller beursie. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. For almost a century, Stiebel Eltron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy.
Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover, and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Dit is nooit te vroeg of te laat om jou kinders te leer hoe om met geld te werk nie. Ek gesels nou met Dirk Grewee van Everest Advisory Services oor hoe ons nou al kinders kan leer om slim finansiële besluite te neem. Baie welkom hier by ons. Goeiemôre Elsa, baie dankie. Baie lekker om hier te wees. Goed Dirk, kinders en geld. Hoe leer ek my kind om beter met geld te werk en nie die foute te maak wat ek of ons, die meeste van ons maak nie? Elsa, ek dink dit begin by ons as ouers vandag. Baie van ons het geleer hoe ons ouers met geld werk en ons het geleer deur te kyk wat hulle met geld doen. As ek kan dink, jy weet, so, ons het nooit geleer wat is belasting, hoe werk dit, wanneer doen ek aansoek vir 'n belastingnommer, jy weet, waar gaan ek om aansoek te doen vir 'n belastingnommer nie, hoeveel geld moet ek wegsit vir noodgevalle, jy weet, hoe trek ek 'n begroting op, wat moet deel wees van my begroting. Baie mense vandag vergeet om argumentsonthaalwe, haar sny en haar kleur en sulke tipe van goeders deel te maak van hulle begrotings. Ek dink die grootste ding wat ons as ouers moet doen vandag is om vir ons kinders van vroeg af al te leer en vir hulle te sê, luister, hierdie is wat hierdie konsepte is, dis wat dit beteken, dit is hoe dit werk, dit is wanneer jy moet 'n begroting optrek. Ek dink hoe vroeër ons begin, hoe beter is dit. Vir my, as ek kyk na my eie huishouding, ons het in my eie huishouding het ek al begin, van vroeg af met my kinders, so jonk as 10, het ek al begin om met my kinders hierdie konsepte te deel. Jy weet, om vir hulle te verduidelik dat wanneer geld inkom, moet geld gedeel word ook. Ja. Nou, is dit moontlik om iets soos 'n generasiesiklus te breek? Want ek weet, baie mense verwys na die feit dat dit eintlik meer 'n bose kringloop is, as 'n mens dit so kan opsom, na aanleiding van ouers wat miskien nie geweet het hoe om met geld te werk nie, en dan spoel dit nou oor na die kinders toe ook. So is dit moontlik om daai te verander? Ja, dit is definitief moontlik om dit te verander. Dit begin by my. Dit begin by my as ouer om vir my kind te leer, soos ek gesê het, jy weet, wat is hierdie konsepte. Ek het vir my kinders van vroeg af al begin sakgeld betaal. Nie noodwendig omdat ek wil hê my kinders moet take verrig nie, of werkies doen nie, kom ek sê so ek wil nie noodwendig hê my kinders moet gras sny en die skottelgoed was en daai tipe van goeders doen nie. Ek dink baie min kinders doen dit vandag, maar ek kan vir my kind veilig 'n paar rand gee elke maand, konsepte aan hom verduidelik, deur vir hom te sê, luister, weet jy wat, help vir mamma, vandag as jy by die huis gekom het, as jy jou skoolklere uitgetrek het, trek jou skoolklere uit en gaan sit dit binne in die kas, hang jou hemp op, moenie dit op die vloer gooi nie, môreoggend moet hy gestryk word, of wat ook al die geval mag wees, want dan begin hy begin so bietjie verantwoordelikheid leer ten opsigte van dit wat hy doen, en dan dit wat ek vir hom gee. En dan, ek dink, ek het vir my kinders 'n bankrekening oopgemaak. Jy weet, sodat wanneer ons hierdie geld vir hulle betaal, dat hy actually kan gaan en sê, luister, weet jy wat, my pa het geleer dat ek moet 'n gedeelte van my geld wegsit vir noodgevalle, ek het 'n 10de wat ek moet wegsit, ek het ietsie wat ek graag vir myself wil koop, wat my maale nie noodwendig vir my gaan koop nie, en ek dink, as jy begin met daardie konsepte, vroeg genoeg, dink ek, gaan jy 'n hele generasie anders groot maak, oor wat dit beteken om hoe met geld te werk, en wat dit is om te begroot.
Ek hou van wat jy sê, want ek dink daai kweek ook selfdissipline, jy weet, so jy leer vir 'n kind oor finansies, maar hulle leer terselfdertyd ook persoonlike vaardighede aan. Goed, nou, almal het nou al klaar vakansie gehou, ek weet, geld is gespandeer wat ons nie noodwendig moes nie, en premies op polisse en beleggings word moontlik nie betaal nie, so wat nou? Die grootste ding, ek dink die beste ding wat jy vir jouself kan doen, is jy moet gaan sit en jy moet jou begroting gaan optel en jy moet dadelik ontslae raak van daai renteskuld wat jy gedoen het. Die beste ding wat jy kan doen, nadat jy jou begroting opgetel het, is om iemand naby aan jou verantwoordelik te laat hou. So jy moet daai begroting, jy het nie noodwendig om jou hele begroting met iemand te deel nie, maar ek dink dit hou iemand anders en jou verantwoordbaar vir dit wat moet gebeur. So ek dink dit is die belangrikste ding om te doen, is om van daai renteskuld ontslae te raak, want dit raak van hier af net erger. Ja. En hoe voorkom ek hierdie gewoonte of siklus volgende jaar? Ek het vir julle 'n uitdaging. Om hierdie vraag te antwoord. Ons luister. Ja, so dis net as julle dit wil aanvaar. So ek dink wat ons kan doen is ons kan aan die einde van die jaar kan ons iemand wegstuur op vakansie. So baie mense sukkel om geld te spaar. Daar's eenvoudige konsepte wat mense kan volg om baie maklik geld te spaar. Okay. So hier is die idee. So as jy R10 per week spaar en elke week na die eerste week. So elke volgende week spaar jy R10 plus R10 meer wat jy die vorige week gespaar het. So week 1 is R10, week 2 is R20, week 3 is R30 en so gaan ons aan tot ons by 52 weke kom. Die realiteit daarvan is R10 'n week maak dat jy op die einde van 52 weke R13,780 gespaar het. Dis R13,780 wat jy kan gaan uitgee op vakansie, rentevry en skuldvry. En jy het nie nodig om te bekommer dat jy nie gaan jou lewenspremies betaal, jou aftreeanniteite betaal aan die einde van die maand, dat Januarie 66 dae lank is nie. Dit voorkom dat jy nie nodig het om geld uit te gee, waarvoor jy moet rente opbetaal nie. Skuld, kredietkaarte, persoonlike lenings. So, as julle wil, ek is in, ek sal dit saam met julle doen, en dan kyk ons of ons iemand aan die einde van die jaar op vakansie kan stuur, wat nog nooit op vakansie was nie. Ek is in. Ek dink dit klink vir my na 'n baie goeie idee ook, en ek dink, almal hier by Goeiemôre Good Morning moet dit sommer doen, en dan gaan ons almal sommer met vakansie, jy weet, maar dit is 'n baie, ek dink dit is effektief, en dit plaas dan nie druk op 'n mens, jy weet, want ek dink dit is redelik haalbaar. Goed, ons moet begin anders dink oor geld en wat om daarmee te maak of hoe ons dit spandeer of aanwend. Sê net vinnig vir ons, hoe doen ons dit? So ek dink, soos ek nou net gesê het, dis maklik om geld te spaar. Mense moet so 'n bietjie buite die boks dink. Ek dink nie mense het nodig om die wiel oor te gaan, jy weet, design nie. Ek dink 'n mens moet net 'n bietjie anders prakties gaan dink oor wat ek het en wat ek met my geld kan doen, soos die voorbeeld wat ek nou net gegee het. Iets anders, ander konsep wat 'n mens kan gebruik is, baie mense ons gaan doen almal inkopies, elke dag. As jy weet 'n spesifieke maak se tomatiesous kos R50 'n bottel en hy is op promosie vir R35 byvoorbeeld. En jy gaan winkel toe en jy gaan koop daai. Baie mense kom terug en sê, jy weet, ek het nou 2 of 3 van hierdie bottels gekoop. Dit is wat dit gekos het. Ek het dit op afslag gekry. Ja. Die idee is eintlik dat jy het glad nie geld gespaar nie. Jy het iets net teen 'n goedkoper prys gekoop. As jy die geld vat en jy spaar dit, dan het jy geld gespaar. Baie dankie, dis al wat vir ons tyd het. Maar vir meer insig oor slim finansiële besluite, besoek die Everest Advisory span by www.everestadvisory.co.za. Bly ingeskakel, ons gaan net hierna teater toe. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof.
I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dynamica.co.za. You will easily spend thousands of rands on high-quality paint. So why not invest in a premium paintbrush or roller? Hamilton's has been at the forefront of innovation since 1811. We're trusted by the professionals and recommended by the leading paint manufacturers. We deliver quality tools for an expert finish. Ask your hardware store for Hamilton's. Hamilton's, for the perfect finish. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Daarin ras harder as die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu dan, bitter man, verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. Jy kyk, goeiemôre, good morning. Die klassieke Dinner for One en die klassieke in die plaaslike parodie Sopper vir een is binnekort op die planke by die Rodepoort Theater. Ek gesels nou met Elma Potgieter en David James oor die produksie, die pret agter die skerms en wat gehore kan verwag wanneer Miss Sophie haar 90ste verjaarsdag vier. Baie welkom David en Elma by Goeiemôre, good morning. Baie dankie Rosanne. Dinner for One, Sopper vir een, dit is 'n wêreldwye treffer al vir dekades. Hoekom dink julle vind gehore soveel aanklank by hierdie teaterstuk? Dis 'n geheimenis, hoor. Ek sal nie vir jou kan sê nie. Ek weet net ons het in 2023 daarmee begin. Jy en Justin stryd om. Ja. Ja. En 'n mens word nie moeg om dit te speel nie. Jy weet wat gaan gebeur. Almal weet wat gaan gebeur. Ja. Maar jy word nie moeg om dit te speel nie. Of om dit te sien nie. Nee. Maar ek gaan vir jou sê dis amper 100 jaar. Amper 100 jaar. Ek het gisterand weer my huiswerk gaan doen. Ons ken dit as 'n TV-stuk. Ja, presies. Maar dit het in die teaters begin in die vaudeville-sisteem in die 20s. 1927, 1928 het Billy Wilder en Rex Skelter het hulle dit begin doen in die vaudeville-sisteem. Ja. Dit offisieel in die 30s bekend geword op teaterstukke op die ooskus van Engeland en toe die Duitsers mal geword daaroor in die vroeë 60s en ons ken nou daai swart en wit TV weergawe van Wiley. Oujaarsaand. Ja. Oujaarsaand en soos jy sê, jy weet presies wat gaan gebeur, maar ons lag. Daar lê die leeu, daar is sy kop. Jy weet hy gaan val oor die kop. Of dalk nie. Jy wens hy gaan, maar hy gaan dalk nie. Presies. Dit is 'n baie fisiese komediestuk, veral vir jou wat James die butler speel. Ja. So hoe oefen mens jou lyf in en jou komediese tydsberekening in om seker te maak dat those jokes are still landing? Ja, kyk, jy wil nou die geheimenis. Ja, jy wil my sleutel daar so oopsluit. Kyk, comedy is 'n tipe van styl wat jy of het of jy het hom nie. Dit is eintlik maar dramatiese tydsberekening. Dit is presies dieselfde ding. En dis een
Of jy komedie speel en of jy tragedie speel. Met tragedie kom jy net nie agter dat jy weet mense 'n formule gebruik nie. Ja. Jy kom nie agter dat mense saam met jou voel nie. Want hulle huil dalk, jy weet, saggies. Ja. Om mense nie te pla nie. Maar in ieder geval, jy weet onmiddellik as jy met komedie werk of jy slaag of nie, want hulle lag en ons staan en wag. Ja. Mense om op te hou lag. Laat ons volgende stuk kan sê. Dis lekker. Dis 'n lekker ding van teater. Is dit so interaktief? Ons drink baie. Dit is goed. Ons drink, maar ek doen die eerste weergawe wat die Engelse weergawe is. En dan het Frans en Justin die Sopper vir een geskryf. En dit is 'n mal weergawe. Ons het nou die kar gepraat oor hoe baie ons kan weggee en ons kan nie eintlik baie weggee. Jy kan nie, ja. Want die Dan speel ek James. Ja. En sy speel met Sophie ook. Yes. Een aand. Nou. Kom, ek wil nou hierdie storie I'm leaning in. Etter by die teater hier in Pretoria. En daar kom 'n hele kontingent Vrystaatse boere kom kyk na die stuk met 'n bus, jy weet. Na die tyd wil hulle foto's neem saam met ons. En ek vra vir so 'n groot boer, joh, jy's lank. Ek staan so en kyk, jy weet. Hy sê vir my, ek sê vir hom, het ek jou darm oortuig as man in die tweede stuk, die parodie. Ja. As James. Hy kyk my so, hy sê, mossie, maar man. Dis soos wat 'n ou kolonel vir my. Ons het nou onlangs in Kroonstad gespeel. Ja. En ek was in die weermag in Kroonstad gewees vir 4 jaar. En my ou kolonel het kom kyk. Hy was toe luitenant met sy nuwe vroutjie. En hy het my so gekyk en hy het gesê, ek onthou jou as David, nie David nie. Maar ek gaan nou vir jou een ding sê. Jy het nie die beste nie, maar jy het wragtig die lyf om 'n vrou te wees. Ek weet ek daai woord kan dit so het gesê het. Ja. Waaragtig. So julle het ten minste die belangrike mense oortuig in julle verskillende rolle wat julle speel. Presies. Hoe reageer gehore op die parodie? Want dit is heeltemal onverwags. Weet jy, Rosanne, jy raak iets vreeslik interessants aan waaroor ons ook gepraat het in die kar. Jy kan nie Sopper vir een doen sonder die fondasie. Presies. Van Dinnevolk. Jy moet daai fondasie hê. Die formule van die klassieke stuk. Dit die is die storie. Die eerste verjaardag, Justin was baie slim geweest want in die Duitse weergawe, ons het daaroor in die kar gepraat. Die Duitse weergawe het Dinner for One wêreld beroemd gemaak. Die Duitsers was mal daaroor. Dis ou vaudeville tegniek teater wat op TV gewys is, maar hulle het 'n Duitse weergawe geskryf wat nie suksesvol was nie. So hulle het 'n Duitse aanbieder gehad wat vir die gehoor in 1960s weergawe verduidelik het. Dit is wat julle nou gaan sien. Dit was 1963. Wow. En dan het hulle die stuk lewendig op TV in Engels gedoen vir 'n Duitse gehoor. So daai eerste sop en dan saam met die sop gaan sherry. A very dry. Yeah, very dry sherry, Particularly dry sherry. I fetched it from the cellar this morning, Miss Sophie. Ja. Dan gaan jy deur die eerste gereg, die hoofgereg en dan gaan jy deur die nagereg. Ja. Daai formule van gaan hy oor die leeu of tiervel val. Wat gaan met die wyn gebeur? En elke gas wat hy speel is presies dieselfde gas wat stadig maar seker dronker en dronker word. Ja. Nou dat jy daai formule het, die tweede helfte van die produksie in Afrikaans het 5 gaste. Nie 4 nie. So dit word net al hoe meer chaoties en snaakser jy bou bo-op dit. So jy kan nie die tweede helfte van die show in Afrikaans sonder die Engelse weergawe doen. Ons gaan verklap van een gas Reg? in die parodie. Jan van Riebeeck. Okay, daarna sien ons uit. Baie dankie. Al die skuld op hom neem. Elma Potgieter en David James van Dinner for One, Sopper vir een. Ons gaan al die besonderhede van die produksie op ons sosiale media plaas sodat jy ook kan gaan saamkyk. Arnold staan reg met die sport.
Lekker om julle weer saam met ons te hê en ek is Arnold Gets. Dis nou tyd vir sport en Roseanne en Pieter het by ons gebly. Wat 'n lieflike onderhoud. Dis so lekker om so lekker te lag. Ja. Kom ons begin met die Aussie Ope en Jannik Sinner het skaars sweet gebreek in sy tweede wedstryd om 'n derde Australiese Ope agtereenvolgens te probeer wen en Naomi Osaka het die kolle gesteel met 'n gewaagde moederverklaring. Die gewilde Fransman Gaël Monfils het intussen afskeid geneem van Melbourne Park met 'n epiese nederlaag en almal bedank vir 'n ongelooflike rit, soos hy dit uitgedruk het. Die Italiaaner Sinner het teen sy Franse teenstander Hugo Gaston op Brandleiwer Arena te staan gekom en was in volle beheer met 6-2 en 6-1. Lekker baie tennis wat aan die gang is nou, né? En die Australiese Ope is altyd so opwindend want dit is die begin amper van daai Grand Slam seisoen en mense hou dit dop om te sien hoe die res van die jaar eintlik gaan ontvou. Die interessante ding vir my daarvan is, Roseanne, stel jou voor almal is op vakansie. Ja. Behalwe die beroepstennisspelers. Deur Desember werk hulle letterlik en figuurlik hulle agterente af om reg te wees vir die Aussie Ope. Gepraat van werk jou agterente af. Last week, the All Blacks fired their coach Razor Robertson, a coach with a 74% winning record amidst player revolt, and all of a sudden the rugby public in the land of the long white cloud are banking on getting Bok attack coach Tony Brown away from the Springboks as Jamie Joseph's assistant. At least that's if social media is to believe. Speculation is rife. Nou, hoe dink ons daaroor? Ja, ek ons was happy as ons nie op hierdie stadium happy met wie en wat ons het nie. Ons is, maar die interessante ding is dis bietjie meer as 18 maande vanaf dan speel die All Blacks in die Wêreldbeker. Ja. Hoe draai jy hierdie Titanic om? Want hy is op pad na die ysberg toe. Dis 'n baie interessante situasie om in Nee, te ek moet vir jou sê, jy weet ek het jou dalk 'n bietjie verkeerd verstaan en goeters, dat ons nie iemand nodig nou om aan ons deur te kom klop nie, maar hulle sit met 'n probleem. Gaan ons Tony Brown verloor? Dis een van die vrae wat almal vra. Intussen moet jy jouself afvra, as ek Tony Brown was, en ek is nie, maar as ek was, sou ek my lot wil ingooi by 'n span wat 10-1 nie die Wêreldbeker gaan wen nie, of bly ek by die Bokke? Wat gee my 'n persentasie? Wat is ons persentasie om oor 'n jaar en 'n half die Wêreldbeker weer te wen? 65% miskien? Is dit te veel? Dink ons te veel? Konservatief. Gooi jy jou lot in by 'n span wat dit 10-1 nie gaan doen nie, of bly jy by 'n span waar jy 'n goeie persentasie het om weer om 'n Wêreldbeker medalje terug te The devil you know is better than the devil you don't know. Now you're talking. You kind of want to make sure that you can, I guess, promote yourself instead of being like the attacking coach of the Springboks. Yeah. You are now the coach of the All Blacks, so it's a step kind of up for him. Difficult to make that call, Roz. And on top of all, the name that is being thrown around as the head coach for the ABs is Jamie Joseph. He hasn't won a major trophy in 10 years. Yeah. So the pressure is on in a very different way for the All Blacks. And you know, I don't want to gloat, but the thing about it is we are now in a position where the All Blacks were a decade ago, where two-time winners of the World Cup, we are sitting pretty and they are scrambling. I'm not gloating, I feel for them. But I'm happy it's not us. All I know is the World Cup is going to be very interesting in a year and a half from now. Preach it, brother, preach ja, it. Nee, nie wag, ek kan nie wag. Baie dankie Arnold, en soos uit vir die sport, daar soveel wat aan die gang is, bly ingeskakel. Ons gesels net hier verder, daar is ook musiek wat op pad is van Suid-Afrikaanse kunstenaar Jacob Swan. He's new on the scene and incredibly talented. I can't wait for the chat with him. So stay just where you are. You are tuned into Goeiemôre, good morning. Ons is nou terug. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Dan. Go on. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Shh. Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business.
Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. You will easily spend thousands of rands on high-quality paint. So why not invest in a premium paintbrush or roller? Hamilton's has been at the forefront of innovation since 1811. We're trusted by the professionals and recommended by the leading paint manufacturers. We deliver quality tools for an expert finish. Ask your hardware store for Hamilton's. Hamilton's, for the perfect finish. Lorraine Olivier en Michelle Howell van Style and Make-up Effect is terug en vandag gesels hulle oor die nuutste neigings vir bruide, van grimering en haarstyle tot die voorkoms van die moderne bruid in 2026. Baie welkom aan albei van julle. Dit is my interessant dat hulle my gekies het vir hierdie gesprek want ek is so ver agter wat hierdie kwessie betref, dit lyk of ek voor is. Maar kom ons begin deur te vra, wanneer ons oor neigings vir bruide vir 2026 praat, wat is die grootste verandering wat julle sien in vergelyking met vorige jare? Ek dink die grootste wat ons al gesien het is dat bruide 'n paar jaar terug het gegaan vir die bold look, as ek dit so kan stel. Ja. Smoky eye, maak nie saak of dit bruin of swart of pers was nie, maar hulle het 'n smoky eye en bold lippe gedoen. Nou is dit meer soos hulle wil, they want to show skin, as ek dit so kan stel, en hulle gaan vir die meer sagte, romantiese, elegante look. En watter veranderinge sien julle in grimering wat bruide verkies? I think the biggest thing that we're seeing with the brides this year is that they are looking for a look that defines them and that looks like themselves rather than following trends. So they tend to lean more towards a natural makeup look as well as makeup that falls more in the soft glam kind of category. We like to call it that. So it's still got a little bit of a shimmer. It's more than they would wear on an everyday occasion, but they look more like themselves. Nou het ek vir julle uitdaging, hoe sou julle die moderne bruid in een sin beskryf? Ek sal sê die moderne bruid het 'n sterk persoonlikheid en selfvertroue en styl, maar hulle kies 'n tydlose en egte voorkoms wat by hulle persoonlikheid pas. Yeah, so there's three things that I think really describes the modern bride. That's refinement, identity driven and timeless. En watter haarstyle kies bruide in 2026 en watter style is beslis nou in die mode? Die style nou in die mode is meer soos jou soft curls, jou soft glam, jou gedefinieerde bollas, as ek dit so kan stel, en dan ook natuurlik jou smooth look, wat seker nooit gaan uit fashion uitgaan of uit trend uitgaan nie, maar hulle kies definitief meer 'n sagte, smooth voorkoms vir hulle hare ook. En hoe belangrik is dit, iets soos 'n haarstyl en dit wat hulle doen, om by die rok ook te pas en by die halslyn? So I think your dress is your starting point for your entire look when you are choosing your bridal hair and makeup. Yeah. Because it can make or break the look. And
it brings the whole picture together. So you always want balance and you want everything to make a nice picture at the end of the day. So you are always going to select a makeup look or a hairstyle that matches to your dress and your dress's neckline. Nou ek het al gehoor dat dit nogal stresvol kan wees. So watter raad het julle vir bruide wat miskien 'n bietjie oorweldig voel na aanleiding van al die keuses wat daar is? Hoe moet hulle te werk gaan? Ja, daar is baie keuses. Ek moet eerlik wees, ek weet nie hoe doen bruide dit nie. Maar ek dink begin by jou rok en dan van daar af kies jy 'n make-up en 'n haarlook wat by jou rok gaan pas. En kies dan iets wat jy ook by jou persoonlikheid pas en ook wat gemaklik is. Ek dink jare terug het die bruide hierdie ballgowns gehad wat jy 2 of 3 onderrokke moes dra en alles en dit was swaar. Nou vandag se bruide, jy kan sien hulle gaan meer vir gemak en dan is daar ook baie keer bruide wat hulle is net so 2 of 3 ure in haar rok en dan gaan trek hulle weer soos 'n cocktailrokkie aan vir later die aand. So ja, ek dink die bruide gaan definitief bietjie meer vir gemak as net vir daai bold look. And if I can add to that, I think brides also have a better sense of who they are. And my advice would be to choose something that when you look back at your photos 10 years from now, it still feels like you. So I think your identity is very important in choosing your look for your bridal day. Ek wou nog uitkom by, jy weet, die belangrikheid van 'n stylis en hoe mense 'n stylis moet kies, maar ek het die antwoord. Hulle moet kontak maak met julle. Baie dankie dat julle vanoggend hier kom kuier het en ons sien reeds uit na die volgende keer. Dankie Elsa. Goed, so bly net waar jy is, want ons gesels net hierna oor die internasionale sukses van David. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. When the sheep scatter, a shepherd is who they need. That'll teach you to mess with my sheep! Are you going to sing or what? Follow the light! Get out! The king's love of the crown has consumed him. David, are you ready to be the next king? What? No. No? Don't mess this up for me, David. I get to be a princess. I'm just a shepherd. We already have a king. We will crush your kingdom. Those are fighting words. Bring out Goliath! When I'm looking for the way. He's huge. Searching for the answer. In the moments I'm afraid. Yep, we're dead. If you want the secret of freedom and feeling alive. I told you. He's brave. He is true. No. He's so humble too. Come on and follow the light. David, you have stolen the hearts of my people. I have never wanted the throne. Lies! What happens now? You stolen David. Fight to the death. I never asked for this. The true battle is not against flesh and blood, but in our hearts. I'm a shepherd. What can I do but look after my sheep? Come on and follow the light. Celebrate Christmas at the movies. Buy tickets now at angel.com/David. Exclusively in theaters, December 19th. The animated musical David, created by Cape Town-based Sunrise Animation Studios, stunned the box office with a $22 million opening weekend in the United States. It's already being hailed as one of the most successful animated films of all time, and today we're diving into the story behind the film with producer Rita Mbanga. Rita, good morning and welcome to Goeiemôre, Good Morning. Good morning. Thank you so much for having me. Oh, that's fabulous. Now listen, David tells a story that many people already know and I mean, what makes this version fresh and relevant to the modern viewer and the modern clients and the modern people and supporters out there?
Do you know what we love about this film so much and this story is, so David is the ultimate underdog story, right? And every single person you know, everybody in the world has a giant that they face in their lives, you know, everyone's going through something. And so we just love being able to tell the story, which inspires people to have courage and to inspires people to take on the giants in their life, you know, have a bit of faith. And just, you know, hopefully for us, the biggest thing is that we just inspire people and encourage people, you know, like, don't worry, you know, there's a bigger plan, there's a bigger purpose for your life, and, you know, be brave even though you feel small, and take on the giants in your life. So we feel so privileged to have been able to tell this story. And it was a really big thing for us as well to make it a family film, because if you know the story of David in the Bible, there's a lot of, you know, parts of his life that are not suitable for kids, you know, but for us, animation is such a powerful tool, and it can transcend age, race, culture barriers, you know. And so we really wanted to make, you know, to tell his story in a way that families could go together. And we've had a lot of that feedback, and that's, you know, so encouraging and exciting for us. You did a good job, so good. The film opened with an incredible $22 million in the US. At which point did you guys realize this project was becoming something really, truly special? Do you know what? To be honest, from the get-go, so it took us a really long time to make this film. Like, you know, hats off to any creators, the filmmakers out there, because it's a really, really long process. So Phil and Jackie Cunningham, who own the studio, they began dreaming about this project 30 years ago, you know, and I've been working with them for going on 25 years now, and it's just kind of always been their vision, and everything we did up to this point was to get David out into the world, you know. And then about 10 years ago, we managed to write the first draft of the script and get it going, and we had a little bit of a stop-start, and and then a couple of years ago, you know, green light, full steam ahead, but, you know, we had the most amazing crew around the world. You know, it was 30-something countries. We had, you know, 400 people or you know, more. And we felt it was special because of the team. So one of our kind of philosophies at our studio is that it's people over process. And so, you know, we had people in the States, Japan, Australia. We had, you know, it was truly global team, you know, and we just felt it was the heart, the passion, everybody's story and everybody's energy that made even the making of this film something really, really special. And when there's so much love like that and passion poured into a project, you kind of have a feeling that that's going to translate, you know, and when people watch it, they're going to feel that. And so it's really the team, you know, and the start of gathering the team that we were like, wow, this is going to be great. So, yeah, I mean, we still are stunned, and we're so thrilled. Listen, I mean, like you've mentioned, so many people being involved in the production that took so long. And it's so incredible that, you know, you never lost track of what the whole purpose of this thing is and where you want to be and where you want to end. And now, obviously, seeing the reviews and enjoying the success, you're not sitting back. Are you working on the next one already? Or are you just currently enjoying the success of David? No, you know what? We're working on the next one. So, you know, with filmmaking, particularly animation, right? It's, you know, it's a pipeline, and so people kind of roll on and off and pick up from where someone else left off. And so, we've been working on the next one for a while now, which is what's so interesting. But the other thing where we feel super blessed is that, you know, oftentimes you kind of come to the end of a project and then you have to think about starting the next one, and you've got to kind of let teams go, you know. But we had the opportunity to start a new project, and so we were able to kind of... Oh, sorry, I have to cut you short there, but thank you so much, and thank you so much for the fabulous David. Looking forward to seeing it myself. Bly ingeskakel, net hier na kuier, Jacob Swan in die ateljee. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luxe safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal.
Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover, and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Delicious. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Go on. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Shh. Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Welkom terug by Goeiemôre, good morning. Vandag het ek die eer om met 'n besonderse musikant te gesels, want Jacob Swan is nou hier by ons in die ateljee. Baie welkom by Goeiemôre, good morning. Dankie, dis lekker om hier te wees. Jacob, waar het jou liefde vir musiek ontstaan? Ag, ek dink ek het maar altyd van ek klein was, musiekinstrumente gespeel. My ouers speel beide musiekinstrumente. So dit was maar in die huis het almal maar iets gespeel. En is jy een van daai mense wat jy het geweet jy wil 'n musikant wees, toe het jy musiek gaan swat en toe net besluit ek gaan musiek doen, dit is iets wat ek in my lewe wil bereik, of het jou lewe maar 'n ander bietjie van 'n kronkelpad geloop totdat jy by die musiek ding uitgekom het? Ek dink ek het baie lank gevat. Ek was eers ek dink 26, 27 toe ek my eerste song geskryf het. So ek het eers landbou gaan swat, lank in die landbouindustrie gewerk en toe eers met der tyd begin deelneem aan jy weet shows en musiek en live performances. Daai agtergrond van landbou en grondkunde, het dit enigstens 'n invloed op die tipe musiek wat jy maak? Want jou styl sal ek beskryf, jy kan met my stry hieroor, but it's kind of a blues folk sound. So sal jy sê dat daai, ek weet nie, gehegtheid aan die grond en that kind of earthiness and groundedness kom deur in die musiek wat jy maak? Ek dink dit op 'n sekere manier, jy weet, die organiese sound. Maar ek dink meer in die lirieke. Ek nou te praat, ek dink ja, daar is nogals sing van grondpad en velde en lande en sulke goed. So ek dink meer in lirieke maak dit actually 'n verskil in waar ek skryf. Jy het aanvanklik, want toe ek jou eerste gehoor het, was dit op een van my stromingsdienste, dat het net natuurlik opgekom op 'n speellys, en dit was 'n Engelse liedjie wat toe nou opgekom het. Maar jy het nou ook Afrikaanse musiek begin maak. Hoekom daardie skuif? En dan gaan ek 'n ander vraag vir jou vra na die tyd. Ek dink aanvanklik die eerste liedjies wat ek geskryf het was in Engels geweest. Ek dink dit was net iets wat meer natuurlik vir my gekom het. Ek dink ek luister meer Engelse musiek as Afrikaans, maar ek dink met der tyd het ek besef dat seker goed wat jy net lekkerder uitspreek of sê in Afrikaans. So ek dink na die eerste 3-4 liedjies het ek begin Afrikaans skryf. Is dit vir jou makliker om in Afrikaans te skryf, of is dit omdat jy meer nou Afrikaans skryf, maar
of is dit makliker in Engels omdat jy meer Engelse musiek luister? Ek dink dit is 'n spier wat mens oefen. Ja. So as ek vir lank Engels geskryf het, sukkel ek om Afrikaans te skryf. So ek dink dit gaan albei kante toe, maar ek het ook gevind sekere genres skryf moeilik in Afrikaans, soos blues of iets soos jazz wat smooth, want Afrikaans het 'n baie grove klank. As jy dit uitspreek, so is my moeilik om sekere genres in Afrikaans te skryf. Hoe voel jy oor die Suid-Afrikaanse musiekbedryf? Is dit iets wat vir jou hoop gee dat dit net gaan groei en groei en groei, of dink jy as 'n kunstenaar dis dalk beter om Engelse musiek te maak want die mark is groter, of dink jy Afrikaanse musiek het ook 'n plek op die internasionale verhoog? Ek dink definitief Afrikaans het 'n plek op die internasionale verhoog. Daar's baie Afrikaanse kunstenaars wat vir my regtig goeie musiek skryf. Ek is ook baie keer verbaas oor hoe baie ek ouer Afrikaanse musiek nou waardeer, wat ek nie in die verlede so baie geluister het nie. So daar's definitief Afrikaanse musiek wat ek dink regtig goed geskryf is. Jy het nou gepraat oor ander Afrikaanse kunstenaars. Jy het onlangs 'n collab gedoen met Karlien van Jaarsveld. Die liedjie se naam is Lief. Hoe het dit gebeur? So Lief is eintlik 'n liedjie gewees wat ek paar jaar gelede geskryf het en baie lank gevat het om uit te bring. En ek dink sy het dit gehoor. My weergawe van die liedjie en het hulle my gekontak en gevra, hey, kan ons dit dalk doen? Ek dink aanvanklik sou net sy dit gesing het en toe raak dit 'n duet. Dit is 'n ongelooflike storie. Hoe moeilik was dit vir jou om jou breek te kry in die bedryf? Dis 'n goeie vraag. Ek dink mens moet besluit wat jy wil doen en waarop jy wil fokus. Want daar's baie Afrikaanse kunstenaars. Ek is altyd verbaas op 'n Vrydag as die New Music Friday, daar's voel vir my elke Vrydag is daar 'n nuwe Afrikaanse kunstenaar. So ek dink solank jy fokus op dit wat jy doen en wat jy wil hoor, dink ek daar sal altyd vir jou 'n plek wees of 'n manier wees. En ek dink bereik is 'n baie moeilike term. So vir elke persoon gaan dit iets anders beteken. Is daar 'n spesifieke Suid-Afrikaanse of Afrikaanse kunstenaar wat jou regtig beïnvloed in terme van inspirasie of die klank of die tipe musiek wat jy graag wil maak? Ek het myself gevind die afgelope tyd. Ek luister baie baie van David Kramer se ou albums. So ek dink ek mag dalk in die nuwe musiek meer van daai tipe akoestiek singer-songwriter musiek hê wat uitkom, ja. 'n bietjie Rooi Valleys begin dra en 'n Volkswagen busie rondry. As ek ergens kan kry, sal ek, ja. Ons gaan 'n bietjie later 'n vertoning kry van Lila, die liedjie. Kan ons praat oor wat die inspirasie was agter die liedjie? Dit is eintlik maar baie eenvoudig. Die Oos-Vrystaat in die somer is vir my ongelooflik mooi. Dit is vir my 'n baie spesiale plek. En ek het goeie vriende wat daar bly en ek dink net dit leen dit self na liedjies of hoe iemand moet daaroor te skryf. So ek dink dit was net 'n kombinasie van verskillende elemente wat gemaak het dat ek gevoel het ek wil baie graag hieroor kuns maak. Ja, want almal gaan net vra wie is Lila, maar Lila is meer van 'n gevoel. Ja, in 'n plek waarna jy hinker seker. Ja, ek dink ek moes name verander so. Baie dankie Jacob. Ons gaan nou eintlik 'n regstreekse vertoning kry van Lila die liedjie, maar bly net waar jy is want dit gebeur na die advertensiebreek. Jy kyk Goeiemôre Good Morning en onthou, jy kan al hierdie gesprekke ook op ons YouTube kanaal gaan kry. Ons is by Goeiemôre Good Morning nou terug. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Herinnerás as die lig verwarmer. En ek sukkel te staan, ek skreeu na bitterman.
verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher, let's go higher, let's go higher. We're gonna be alright. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg. Leef verliefd steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou. Welkom terug. Ons luister nou na Jacob Swan se Lila. Sien twee van ons in door 'n storms, iewers op 'n grondpad buite Frankfurt en somer in maar ek voel meer as enige iets anders om ons. Dat jou haar is los en as die donker vorm, voel ek weer klop my hart aan my borsnis. Donne weer maar, ek wonder of jy weet hoe graag ek dit vir jou wil gee. Maar Lila, word jy dit nog Lila? Voel jy dit ook as het reën in die somer? Droom jy nog oor ons Lila? Ek wonder of jy weet dat die winter kom en alles ophou en hierdie hart nog steeds klop vir jou al. Weet ek beter, soek ek meer van net ons twee alleen in die somer en Lila. Word jy dit nog Lila? Voel jy dit ook as het reën in die somer? Droom jy nog oor ons Lila? Ek wonder of jy weet. Maar Lila, laat het jou ook Lila. Houd het ooit op as het reën in die somer. Droom jy nog oor ons Lila? Ek wonder of jy weet hoe dit voel om te dink dis alles vir niks, want ek sit nog altyd sonder jou. Maar ek voel dit nog steeds as wind in die reën in die somer, sy arms om my val. Maar
lila. Hoor jy dit nog, lila? Voel jy dit ook as dit reën in die somer? Droom jy nog oor ons, lila? Ek wonder of jy weet, maar lila, plaat het jou ook, lila? Hou dit ooit op as dit reën in die somer? Droom jy nog oor ons, lila? Ek wonder of jy weet. Sure. Dit is so mooi. Jy is ongelooflik talentvol, Jacob. Ek het dit al vir jou menige keer gesê. Wat is jou skryfproses as jy so 'n liedjie aanpak? Ek dink hierdie een was 'n interessante geval. Ek het 'n studio geboek op 'n Vrydagmiddag vir die Maandag. So dit was nogals 'n rush en dan begin ek gewoonlik net met 'n paar chords en ek begin sing en dan as daar iets begin uitkom, dan sien ek 'n prentjie in my kop en dan probeer ek dit net beskryf. Dit is so 'n mooi liedjie. Jy is eintlik van Bloubergstrand af en jy is nou hier in Gauteng want die 23ste het jy 'n optrede. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor. Waar is dit? Waar kan mense kaartjies kry? Ek beskryf die show as songs and stories. So ek sal 'n song sing wat ek geskryf het en dan 'n storie vertel rondom die song. En ek is die 23ste hierdie Vrydag by Landie. Dit is tussen Silver Lakes en Sheer, so is Pretoria Oos. Kaartjies is op Quicket, so mense kan of na my Facebook toe gaan of na Landie se Facebook page en klik op die link en dan kan jy kaartjies kry op Quicket. Is daar 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar met wie jy graag wil werk as iemand dalk wat nie presies dieselfde of 'n soortgelyke styl aan jou het of iemand wat heeltemal 'n ander styl aan jou tipe musiek het wat jy dink julle kan eintlik nogal klik en iets magical maak? Ek dink ek is baie oop vir collabs, so ek sal met enigiemand werk om eerlik te wees. Maar ja, ek dink Rian Benadi van sy songs is nogals mooi en goed geskryf, so ek dink ek sal graag 'n song met hom wil doen. Wat is die planne vir jou nou met jou musiek en jou loopbaan soos wat jy vorentoe gaan? Selfs hierdie jaar, is daar iets wat jy regtig graag wil bereik, 'n album wat jy wil uitbring of net meer singles, musiekvideo's? Wat's volgende? Ek werk tans aan 'n nuwe EP, so 6 songs. So hopelik binne die volgende paar maande het ek weer 6 nuwe songs uit. Maar dit vat gewoonlik langer as wat mense dink. So ek hoop teen September. You can't rush the creative process, right? En is dit Engels en Afrikaanse liedjies waarna jy kyk of net Afrikaans? Hierdie is actually al 6 Afrikaans. So en ek het nou nie opsetlik gedoen nie, maar ek fokus nou op Afrikaans. Jacob, as ons kykers meer wil uitvind oor jou loopbaan, oor jou, waar jou volgende gigs gaan wees en daai tipe ding, waar kan hulle nog inligting kry? So dis maar die standaard Instagram, Facebook, maar ek het ook my eie website, jacobswan.co.za. So ek lees gewoonlik alles daar. Ja, en dis Swan met 'n dubbel N. Dubbel N, ja. En ons sal al daai inligting op ons sosiale media ook deel, sodat mense jou loopbaan kan volg, want jy gaan nog 'n groot ster word. Hey, dankie, waardeer dit. Baie dankie dat jy die tyd met ons kom spandeer het. Jacob Swan, die baie talentvolle man, al sy musiek is op stromingsdienste beskikbaar. Dis dan dit van ons kant af vir hierdie Woensdag. Ons sien julle môreoggend om 6:00 weer regstreeks op Via. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time.
At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business.